Amen. Amen. Nuwe lewe, welkom. Van my kant af. Ja, die Here is goed. En die duiwel is pyl goed. Ja, wat 'n amazing voorreg is dit net om die woord van die Here te kan deel. Om die woord van die Here te kan oopmaak en ons weet wat ons hier leer, wat ons hier lees, wat ons hier sien, is die waarheid. Ja, niks anders as die waarheid nie. En ons kan met boldness glo in dit wat ons lees. En ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde is ek om net vanaand met julle te share wat in my hart brand nie, want die Here praat nou al 'n hele lang ruk met my met hierdie. En dan besef ek, as hy met my praat oor hierdie, dan praat hy met my. So, wat ons vanaand oor gaan praat, ek sluit myself in by alles. Want dis nodig om te weet dat, wanneer die Here met ons praat oor iets, dat ons moet luister. Sorry. Die stemmetjie is nie lekker nie, al het deur die naweek rugby gespeel, en ek het nie gisteraand gedink toe ek so geskree het nie, dat ek vanaand moet praat nie, maar die duiwel kan doen wat hy wil, hy gaan nie my stem steel nie, want ons praat vir die Here. So, gepraat vir die Here, gepraat van dit, wat praat jy? Die titel van my boodskap vanaand, wat praat jy? Wat praat ek? Waaroor praat ons? Wat sê ons, wat kom by ons monde uit? So ek het, om met hierdie te begin, ek wil vir julle 'n storie vertel. Jy weet daai ding wat hulle sê, famous last words. So die pragtige bruid van my, sy sit nooit stil nie, sy is altyd besig, sy het altyd idees, dan as sy my in die middel van die nag wakker maak met 'n idee, dan vra ek vir asseblief, kan ek net klaar slaap? Môreoggend, is 'n nuwe dag, môre kan weer met my praat, maar nou wil ek slaap asseblief. So sy het op 'n stadium met ons letterlik van dit 'n lewe gemaak, en sy het met hierdie ding gekom, sy interieur goed, alles net nice goed wat sy bemark het en verkoop het, en ek sê vir haar, jy is reg, ek sal jou back, maar jy vra my nie om by 'n mark te gaan sit nie. Ek gaan nie by 'n mark sit nie. As jy 'n mark wil gaan doen, dan gaan doen jy dit self. Famous last words. Needless to say, toe ek myself weer kon kry, toe sit ek by 'n mark, en ek verkoop my vrou se goedjies saam met haar. Maar nou, ek is eintlik 'n baie stil en teruggetrokke tipe ouetjie. Die eerste keer ook toe die Here met my praat of my sê nee, ek moet, dus ek soos Here, ek het nooit op skool gehou daarvan om voor die klas te staan en te praat nie, ek hou nie daarvan nie. En hoe meer die Here met 'n ou werk, en hoe meer jy net met hom journey, dan besef jy, dis nie my wil nie, dis die Here se wil. Jy kan maak wat jy wil, jy gaan doen wat hy wil. So daar sit ons by die mark, en sy het op 'n stadium met die nice teels verkoop. Ek sien hier by julle in die kombuis is ook so ene, is 'n teel wat op geprint is, en jy kan warm bakke op hom neersit, en 'n snybord, en verskriklike nice produk. En dan sien ek die mense loop net verby en kyk, dis mooi. Huisteels, ek nie my vloer met die ding, dan dink ek, dit is nie 'n teel vir jou vloer nie, dis 'n teel vir jou kombuis. En hoe meer ek besef, hoe meer hierdie mense verbyloop, koop niemand nie die teels nie, want hulle dink hulle moet hulle vloer daarmee gaan teel. En daar besef ek, as ek nie nou my mond gaan begin oopmaak en hierdie teel begin bemark nie, gaan ons nie hierdie teels verkoop kry nie. Om jy weet, ek gee my garage het vol gestaan, my kar kon nie eens in die garage kom nie. Soveel teels was daar. En ek skraap moed by mekaar en ek begin bemark en ek begin vertel van hierdie teel, maar wat lekker was, hier is die ding, ek kon met boldness praat oor daai teels, want ek het geglo in die produk. Ek het geglo, daai ding werk. Dis 'n amazing produk. Net so ook soos wat sy nou met haar skoene, maar dit gaan nie, ek het daai produk verkoop, en die goed het begin gaan, en hulle het gegaan. En ek besef net, okay, jy gaan nou nooit ophou praat oor hierdie teels nie. Maar ek moes die regte goed gesê het, en ek kon die regte goed sê, want ek het geloof gehad in my produk. So maar, wat kom by jou mond uit?
Dit is presies dieselfde. Ek wil hê ons moet blaai saam met my na Job toe. Ons almal ken vir Job. Ek is passievol oor Job. Ek wil 'n bietjie met julle praat oor vanaand, oor wat kom uit jou mond uit. Ek moes daar leer, die regte goed moet ek moet praat sodat die job kan loop. So ja, ek moet my mond oopmaak, maar daar's nog ons 'n catch partykeer by wat by ons monde uitkom. Job 42. Lees saam met my. Vers 1. Job het die Here geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen. Daar is niemand wat U planne kan laat skeefloop as U eers 'n besluit geneem het nie. U het gevra: Wie is dit wat my besluite in twyfel trek? Maar selfs niks kennis het nie. Dis ek. Ek het oor dinge gepraat waarvan ek niks weet nie. Hierdie dinge was net te groot vir my klein verstandjie om te verstaan. U het gesê: Luister net 'n slag as ek praat. Ek het vrae vir jou wat ek graag wil hê jy moet antwoord. Ek het vroeër net gehoor wat ander mense van u sê, maar nou het ek u met my eie oë gesien. Hoor wat sê Job vir die Here. Ek trek alles terug wat ek gesê het. Om te wys dat ek baie spyt is oor wat ek gesê het, gooi ek grond en as op my kop. Kom ons pos net gou hier vir 'n rukkie. So hierdie is nou ver aan die einde van Job se storie. Kom ons review net gou. Julle weet dis amper net soos binnelanders. Ons kyk net van binnelanders, maar hulle wys net eers wat gisterand gebeur het. So kom ons kyk net eers wat ons almal weet. Job het baie interessante journey met die Here gehad. Job was wel afgewees en op 'n dag het die Here en Satan 'n gesprek gehad en hy sê ja, maar hy dien u net omdat dit goed gaan met hom. Hy het baie geld en goeie vee, dit gaan goed met sy kinders en maar die Here praat met hom. Hy eers sê die Satan, die Here vra van waar was jy gewees? Hy sê nee, ek het oral hoorie, het jy my dienaar Job gesien? Het jy hom gesien? En die Here praat met opgewondenheid. Dis net soos, hoorie, het jy vir Job gesien? Het jy hom gesien? Hy's vroom, hy doen die regte ding en hy sondig nie. Hy dien my en hy bly van die slegte en die verkeerde goed af. Dis presies wat die Bybel sê. So hy vra hom, het hy hom gesien? Hy sê ja, nee, hy het hom gesien, maar hy vra hom 'n tweede keer weer. Hoorie, het jy vir Job gesien? So asof die Here met respek sê brek oor Job en hy maak seker het hy hom gesien. En verder weet ons presies wat gebeur in Job 1, hoe die dinge gebeur, hoe die ouens aankom en sê dit en dit het gebeur en hy was nog besig om te praat toe kom die volgende ou en sê dit en dit het gebeur. Hy was nog besig om te praat, toe kom die volgende ou en sê die wind het gewaai, die kinders is almal dood en net hy het oorgebly om die storie te vertel. En lees gou saam met my Job 1 vers 20. Job 1 vanaf vers 20. Kom ons gaan terug soontoe. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeer. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Ek meen, alles is van hom al weggevat. Dis gone. Selfs sy kinders, hy het niks oor nie. Hy het siektes, hy het swere, dit is hoe op dese aarde na alles wat gebeur. Sê Job hierdie woorde: Prys die naam van die Here. Yes, en ek sit en dink oor hierdie ding en dan besef ek hierdie ou het guts om hierdie goed te sê. Die regte goed kom by sy mond uit, maar hoe kry dit reg? Hoe kry Job dit reg om ten spyte van dit nog steeds te sê prys die naam van die Here? Kan jy sê hoe? Dis baie maklik. Dis baie maklik. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis wat die woord ons leer. Job was so gevul met die Here. Hy was so na aan die Here dat ten spyte van wat gebeur, weet hy nog steeds die Here bly in beheer. Nie ek nie, die Here bly in beheer.
Hy het geglo. Dit wat hy weet, glo hy net en hy gaan nie budge by wat sy vriende vir hom sê nie. Hy gaan nie budge by wat sy vrou vir hom sê van vloek God eerder en sterf nie. Hy sê net prys die naam van die Here. Want sy hart was vol van die Here. En dis hoekom hy dit kon sê. Nou, ek het die voorreg gehad om met hulle hartdolers 'n spannetjie te kon gaan praat het voordat hulle getoer het na die naweek en ek het ook vir daai mannetjies gevra, luister, wat is in jou hart? Wie's in jou hart? En ek het nou 'n hele lang storie maar gekom by die ding van maak seker dat die sterke leeu van Juda is in jou hart. Want wanneer die sterke leeu van Juda in jou hart is, kom die regte goed by jou mond uit, dan is jy in staat om ten spyte van wat jy opponent sê vir jou, of as jou chom met die bal nok of wat ook al, dan kan jy vir hom sê, doe maar chom, sorry, kom ons gaan. Of jy gaan nie terugpraat teen die opponent nie. Jy glo wat jy glo. En jy spreek nou lewe en spreek dat jy is die beste. Hoekom is jy die beste? Want jy het die sterke leeu van Juda in jou hart. Jy gaan nooit weer sê nee, want almal was nou bang vir hierdie een span, rock and roll en die kwaggas. Ja, hulle almal het dit gepraat, rock and roll. Ek sien naderhand vir die ouers, hou praat oor hierdie goed. Die kinders hoor julle so negatief praat oor dit. Ons moet hulle leer om positief te praat. Irrelevant nie, respekteer jou opponent. Hulle is goed, ja, maar het jy my al gesien? Verstaan jy? Praat die regte goed. Dit wat by jou mond moet uitkom, moet die regte goed wees. En needless to say, die Here was so goed vir hulle het die hele toernooi gewen. Kwaggas, rock and roll, almal van hulle pakslaag gegee. En al die eer is aan die Here. En dit is so belangrik om te weet wat is in jou hart. Byvoorbeeld, ons almal gebruik altyd hierdie voorbeeld. Wat is in jou hart as 'n taxi voor jou inry? Moenie my kinders nou vra nie asseblief. Moenie glad nie vir hulle vra nie. Maar hier is die ding. Kom ons flip gou die coin. Hoe dink ons oor hierdie goed en hoe praat ons oor hierdie goed? Eerste reaksie is, ek's upset en die taxi moet nou weet ek is kwaad vir hom. Maar hier is die ding. Dink 'n bietjie so daaraan. Daai taxi gee exceptional customer service. Hy doen. Want hy sal ry, sy kliënt staan langs die pad, hy steek sy hand op, daai drywer stop net daar. Hy gee nie om of 'n kar agter hom is nie, hy kan 'n trok ook agter hom wees. Hy stop daar sonder 'n flikker, sonder niks. Al wat hy ou doen is hy maak die deur oop, oeps, en hy klim in. Hy loop nie eers na die taxi toe nie. Hy staan letterlik daar, hy ou stop net daar. Deur oop, klim in die taxi in. Daar gaan hy. As hy volgende een wat in die taxi is, sê ek wil hier afklim, al is dit in die middel van 'n sirkel. Hy sal daar stop. En hy lei vir hom af. Dis exceptional customer service. Hoor julle wat maar as daai taxi voor my inry, dan wil ek hom mooi vertel, maar in plaas van hom net ja, maar dis baie moeilik. Ja, dis net om te sê, weet jy, ja, well done, hierdie ou die lewer goeie diens. Spoeg ek 4. Ek wens ek kan sulke goeie diens lewer soos wat hy doen. Verstaan? Hoor julle wat ek sê? Ons het hierdie ding in en dit maak my, ek raak partykeer upset in myself wanneer so iets gebeur en ek hoor wat kom op my eie mond uit. Dan dink ek, Roan, maar wat is dan in jou hart? As jy hierdie goed kan sê. As jy so kan optree, wat gaan aan in jou hart? Vergeet van 'n taxi, enige situasie wat dalk emosie opwek. Want emosie kan baie keer maak dat die verkeerde goed by jou mond uitkom. Emosies is 'n gevaarlike ding. As daai emosies eers begin loop, papa, dan loop die ander goed ook hier uit. En dis die verkeerde goed wat uitkom. Maar wat is die belangrike ding waarop ons hierdie moet sit? Waarop sit ek my dit wat in my hart is op ons geloof. Waaraan glo jy? So presies wat ek vir julle gesê het in die begin oor daai teels wat ons verkoop het. Ek het geglo in daai produk. So ek moes boldness, kon ek praat, man, ek kon praat. Maar as dit kom by
as dit kom by wat ons glo, is my fondasie so gegrond in die Here dat ten spyte van wat gebeur of ten spyte van wie wat sê, het ek boldness om op te staan en te sê, luister, maar dis nie wat ek glo nie. Dis wat ek glo. Hierdie is dit en dit is reg. Dis ons geloof in God is van kardinale belang. Want baie keer voel dit vir my ons is net in it for the good. Selfs Job sê ook, hoor gou wat sê hy so. En sy, dis nou Job 1 vers, nee ek Job 2 vers 9, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons ook nie dan die slegte aanvaar nie. Maar wanneer dit sleg gaan, dan is my mond vinnig om te sê, nee, ja, dit en dit, net so. Dan rammel ons hom af, maar wanneer dit goed gaan, dan is ons net soos, meeste van die tyd is dit ek, verstaan nie, ek is nie te bad nie, nee. Maar dit is so gevaarlik, wanneer goed begin rof raak ek bang as ek luister wat in mense se monde is. Wanneer jou geloof op die regte fondasie gebou is, skep dit al hoe meer en meer 'n begeerte om nader aan God te kom. Wanneer jy nader aan God wil kom, beteken dit my verhouding met die Here raak al hoe beter en beter. Ek kweek 'n beter verhouding met hom. Opnuut veroorsaak dit dat my hart konstant gevul word met I want more of him. Here, meer van u, minder van my. Here, ek soek u. Here, ek soek 'n antwoord vir dit. Here, meer van hom. Konstant word my hart gevul net en gevul. Wat is die eindproduk? Die woorde wat by jou mond gaan uitkom, gaan net wees van sy goedheid. Die woorde wat by jou mond gaan uitwees, gaan wees van ongekende boldness wat jy het net, want jy glo so in jou, met respek gesê, in jou produk, in jou God, dat jy kan nie anders as om net te borrel van sy goedheid nie. Jy kan nie anders om net te praat van die regte goed nie. Jy kan nie anders om vir die taxi drywer te sê, jy gee goeie diens nie. Jy kan nie anders as om net die waarheid te praat nie. En as ek sê die waarheid, die naweek het ek 'n gesprek gehad met 'n ou wat wat my hart gebreek het. Ek het die goed wat ek by hom gehoor het my hartseer gemaak oor hoe sien die wêreld ons as Christene. Hierdie ou het 'n verskriklike, ek wil amper sê issue met die waarheid. Hy wil net die waarheid hoor. Hy sê uit vir sy kinders ook gesê, dis nog ons next level, dat as jy eendag wil dag kom net na my toe sê, dat ons, maar julle hoor waartoe gaan hierdie ding, moet dit eerder nie van my wegsteek nie, praat eerder nie die waarheid met my. En hy sê vir my, dis ook wat ek like van die kerk nie. Ek like dit nie. Want almal praat net hierdie mooi goedjies op 'n Sondag. En Maandag as daai ou by sy werk instap, en hy slaan die korporatiewe wêreld, dan praat daai ou 'n taal wat geen mens kan verstaan nie. Dan dink jy, is hierdie dieselfde persoon wat nou Sondag met daai selfde mond dieselfde goed gesê het? Is dit dieselfde persoon wat nou met my praat? En hierdie ou het 'n verskriklike issue met dit. Maar dis 'n gegronde feit wat hy maak. Want ons almal doen dit. Ek ook baie keer, daar's my vrou, my kinders, dalk moet julle nie vir hulle vra nie. Maar julle hoor wat ek sê. Ons sit met al die antwoorde. Hier sit. Die Bybel is vol van alles. Maar ons gaan soek ons antwoorde op verkeerde plekke, verkeerde maniere, en dan wil ons kwaad raak, en ons wil goed sê oor, maar hoekom het dit nou met my gebeur? En ek gaan 'n vinnige storie met julle share. Ek het met ons tweeling se geboorte, dis 'n baie lang storie. Ek gaan 'n kort snippet van dit net vir julle vertel van, so, my vroukie het baie moeilikheid gehad, op 22 weke het Sakai se water gebreek, hulle wil die swangerskap termineer, ons het gesê nee,
En daai dokter het sê, wel, julle moet, die swangerskap gaan homself termineer in die volgende week, en dan vrot raak ek sê, wel, sit daar op 'n drip, wat kan jy doen? Ja, hy sê, hy kan op 'n drip sit, kontraksie stop, maar die swangerskap termineer homself in die volgende week. Ek sê, wel, sit daar op 'n drip, ons sal bid. Hy sê, maak 'n fout, ek sê, watch. Sit daar op 'n drip, stop die kontraksies, hy lê vir 7 weke lank in Santa Maria Kliniek. Zakai se sakkie seël weer, sy vrugwater bou weer op. Hy groei, hy word groter. En die dag voor die noodkeiser op 29 weke, ons het nie geweet die volgende dag is dit chaos nie, ons gynekoloog met vakansie, en die een wat instaan, sê hy wil net 'n sonar neem, kyk waarvoor laat homself in, en sou iets verkeerd loop, en hy doen nie sonar so, en op 'n stadium raak hy so stil. Ek vra hom, doks, alles alright? Hy sê, ja, is fine, maar hy is jammer om my te sê, maar my seentjie se longe het glad nie ontwikkel nie, hy het nie longe in sy borskas nie, hy gaan dit nie maak nie, irrelevant wanneer hy gebore word, die ontwikkelingstydperk vir longe is verby, so, sorry, maar it's not gonna make it. En emosies maak dat ek goed sê wat ek nooit moes gesê het nie. Ons stap terug kamer toe, my vroukie gaan aan asof niks verkeerd is nie. Dat my naderhand so irriteer dat ek vir haar sê, watter deel verstaan jy nie? Hy het nie longe nie. It's not gonna make it. Interessant genoeg, sy name is Ruach Zakai, Ruach verbuiging van die Hebreëse woord Ruach. Wat beteken eerste asem wat God in die mens geblaas het. Dis wat sy naam beteken. En sy sê vir my, wat gaan jy doen as die kind gebore word en hy maak niks, en ek sê vir haar, wel, van die Here wil ek niks weet nie. My emosies maak dat ek so kwaad raak, dat ek vir haar sê, ek wil van die Here af niks weet nie. Ek draai om, ek loop letterlik uit haar kamer uit, en ek gaan slaap daai aand. Die volgende oggend, ek stap haar in, dis chaos, sy staan aan 'n 4 voet op die bed en skree van pyn, weer in kraam gegaan, dis bloed, dis nag. Hulle sê vir my, enige kans, ons moet nou 'n noodkeiser doen, anders is dit done and dusted. Theater toe, ek knip vir baie, ek maak 'n lang storie nou kort, want ek wil maar ja, ons is in die theater, en sy het placenta previa gehad, so hulle moet deur die placenta sny om by die babas uit te kom, klaar reg met bloed, om bloedoortapping te doen, want hulle 30 sekondes gehad om hulle uit te kry, anders versmoor hulle al die bloed wat sy verloor. Begin sny, ek sit nooit vergeet nie. Gister het ek gesê, ek wil niks van die Here weet nie. Voor ek myself kom kry, vra ek vir die dokters, kan ek gou vir julle bid, voor julle begin? Tot vandag toe nog, het hulle my nie geantwoord nie. Maar ek bid die rook op die theater, papa. Ek bid net, en hulle begin toe nou. En ek onthou nog, ek het vir die dokter gesê, Doc, it seems to be going alright. Want ek sien nie al die bloed wat hulle van praat nie. Alles is klaar reg, hulle gaan bloed oortap en alles, maar het lyk eers vir my of daai nodig is nie. Volgende oomblik lyk dit of hulle 'n housepipe met bloed aan die binnekant van ander sy oopmaak. Hy bloed pomp so uit, nee. Dit val in sulke sakke, hier's 'n pyp wat oor my bene gaan, die trechter klim en hy ding klim, en ek weet hy 30 sekondes om hulle nou uit te kry. Hy kry hulle nie uit nie, toe hulle albei gaan draai, toe hulle breech babies. Dat ek naderhand oor daai ding wil spring en vir hulle, daai dokter sê, jy useless, haal net uit my kinders. Milady, julle is meer as 2,5 minute uit mekaar uitgebore, hy 30 sekondes gehad. Volgende oomblik klap hy narkotiseer my vrou so in die gesig en hy skree op haar, stay awake, don't leave me. Ek sê van wat nou, hy sê sy verloor vinniger bloed as wat ons kan intap. En eventueel het hulle my seentjie uit, Zack is uit, en hulle hardloop sy aan die oorkant van die theater na hom met die pediater, hardloop aan die oorkant van die theater. En nou wil ek hardloop gaan kyk, want dalk sien ek my seentjie lewendig vir 'n paar sekondes, want hy het mos nou nie longe nie. Maar my vrou is besig om voor my dood te bloei, en ek wil haar nie los nie. En eventueel haal hulle vir Zantelie uit. En toe sy maak haar oë oop en sy sê, maar daar is die lewe na oor nie. Sy sê net vir my, kyk na die kinders, ek kan nie meer nie. En ek hardloop. En ek kom daar, ek sê vir hulle, what's going on? Hulle sê, no, the boy's breathing fine, struggling a bit with the girl, but we're just going to suck out the blood. She swallowed a bit of blood, but she'll be fine. Ek sê vir hulle, what do you mean by the boy's breathing fine? Hulle sê, no, so he's doing good, he's breathing fine. Toe die Here in minder as 24 uur
hoor gou mooi wat ek vir julle sê, minder as 24 uur vir daai kind longe gemaak, soveel so dat hy van die eerste oomblik af beter asemhaal as sy sussie. Hy weeg 920 gram. 920 gram, hy's 30 cm lank, sy sussie 1,2 kg, sy het van die begin af al sy kos opgeëet. En my vrou se geloof daar, kan ek nie vir julle vertel wat dit vir my beteken nie, want sy het net vasgeglo. Die Here het vir haar visioen gewys voor al hierdie goed gaan gebeur het. Hoe Zakkai voor 'n oop graf sal staan met sy hande omhoog, Josef se kleed oor sy skouers, brullende leeu wat langs hom sit, en hoe hy sal getuig hoe die Here hom uit die klou van die dood sal red. En na geloof het net vas bly staan. Sy het net gesê, wat gaan jy vir die Here sê as daai kind gebore word en hy keer niks? En waarop bou ons geloof? Sonder daai geloof is ons niks. Hoor wat sê die woord vir ons, Matteus 17. Omdat julle geloof te klein is, ons ken almal hierdie stuk. Het hy reguit geantwoord, julle maak nie erns met God nie. Weet julle, as julle geloof in hom, maar net so groot soos 'n klein mosterdsaadjie is, sal julle onmoontlike dinge regkry. Dan sal julle vir enige struikelblok in julle lewe kan oorkom, hoe groot dit ook al mag wees. Julle sal selfs vir hierdie berg kan sê, skuif uit my pad uit, en dit sal gebeur. Besef julle wat se krag is daar in jou woorde, wat hier by jou mond uitkom. Jy kan hier sê, hoor mooi, enige struikelblok in jou lewe kan jy oorkom. Jy het die mag om vir daai probleem te sê, vat jou goed, cheers, by die agterdeur uit. Jy het die mag om vir kanker te sê, vat jou paai en waai. Dis wat die woord sê. As ons glo wat God sê, as ons glo wat die woord sê, het ons die mag om hierdie goed te spreek. En dit sal gebeur. Ons almal weet, Spreuke 18 vers 21, die krag van lewe en dood lê in die mag van die tong. Dit wat jy praat gaan gebeur. Maar wat doen ons? Baie keer, ons doen dit baie keer onopsetlik. Dit is eintlik nie eens koud nie, die ma kry koud en dan moet die kinders ook nou koud kry. Luister, gaan trek aan jou baadjie, gaan siek word. Moenie verbaas wees as jou kind oor 'n week van nou af siek is nie, want jy het dit nou net gespreek. Hoor julle wat ek sê? Ek is so gekonfronteer in hierdie laaste tyd wat by my mond uitkom, en wat lekker is ek en Franco baie keer ons bel mekaar net en eintlik wil ek maar net hoor hoe gaan dit en dan voordat ek myself kry, dan is ons al klaar in 'n volwaardige preek in met mekaar. Maar dis wat lekker is, want ons kan mekaar challenge oor goed en ons kan met mekaar praat oor goed en dan sal hy vir my iets sê, hoorie maar ek dink nie daai is reg vir ek sal vir hom sê nee Chom nee ek dink so of wat ook al en ons praat hierdie goed en ons redeneer dit uit en eendag is ons so besig om te praat en hy maak my sommer net stil. Ek dink eers nee ek joke. Maar in elk geval hy maak my stil. Hy sê my Roan, kan ek vir iets sê? Ek sê yes, praat ek luister. Weet jy ek het opgetel al op baie keer dan sal jy net sê yes nee maar ek het nie nou geld nie. Maar as jy dit nou aanhou sê, dan gaan jy mos nou nooit geld hê nie, Roan. En hy challenge my daar. En ek besef maar wat hy sê is waar. Met 5 kinders het jy nooit geld nie, maar in elk geval. Ek joke. Die Here het nog altyd voorsien, maar ons het dankie Wikus. Maar is die ding, ten spyte van dit, vra vir hulle almal, het ons al een aand gaan honger slaap? Maar het ons al in 'n kring gaan sit en sê, luister, hier is dit nou. Koskaste is leeg, daar's niks. Wat doen ons? Ons spreek lewe. Ons praat net en ons vertrou net die Here. Ons vertrou net die Here. En ek kan vir julle time and time again vertel hoe die Here net deurkom. Elke keer, nog elke keer. Selfs met ons diere op ons erf. Dis crazy. Daar by ons, as jy daar kom, papa, ons bid vir jou, klaar. Ons steel met honde, en ons wag nou al lank vir die honde om op botte te kom, en dit is nou 'n storie. En ek ervaar die hele tyd, die Here sê vir my,
bid vir die honde. En dan raak ou besig en en jy vergeet so 'n bietjie na een aand ek kan nie eens onthou waar was ons nie, maar dit was laat. Ons was op pad terug huis toe. Dis reënerig, is nat buite en ek ervaar die Here sê vir my, "Ron, jy bid nou vanaand vir daai honde." Ek sê vir hulle, "Hoorie, kom ons gaan vir die honde bid." "Ja, maar dit reën." Ek sê ek gee nie nou om nie. Ek gaan haal daai salf vir jou, ek salf daai honde, nê. Ek bid en ek sê, "Here, mag sommer die eerste tee vanmôre op hitte begin kom." Ek spreek daai goed nie, ek bid. Daai volgende dag, ek by die werk, dag gaan aan, hardloop weer weg met my en op 'n stadium bel Andrie sy sê vir my, "Raai wat?" Ek sê, "Wat?" Sy sê, "Avlo is op hitte." Daai volgende dag, toe kom daai hond op hitte. En ons het daar gedek en sy het pappies gehad maar ek dink nie ons besef hoe belangrik is dit dat ons vriende, dat ons omring met sulke mense wat vir jou sê, "Luister, hou op nonsens praat. Regheid met jou is en vir jou sê, hou op sê jy het nie geld nie. Hou op sê my rug is op. Hou op sê hierdie, hoor julle waartoe gaan dit? Ons het nodig om sulke mense te hê wat die guts het om vir jou te sê, bly stil, jy praat nonsens. Praat die regte goed. Hier is die ding. As ek nou vir jou sê, van nou af, elke liewe woord wat jy nou gaan praat, gaan waar word. Gaan jy verander hoe jy praat? Ek sê eers een wat sê ek gaan verander. Ek sal dadelik moet verander hoe ek praat. Want ek het besef in hierdie journey wat die Here my vat met hierdie ding, dat en partykeer is dit sonder dat jy dit eers besef, sê jy net die verkeerde goed en jy bedoel dit nie so nie. Ek moes so 2 weke terug bel Andrie sê my, "Hoorie, jy kan personeel dit is heavy upset want jy was lelik." Ek sê, "Waar? Ek was nie lelik met haar nie." En sy sê vir my, "Roan, die en daai net, maar ek nou sê ek, wat doen ons altyd? Wat is ons eerste defense? Ek regverdig myself. Ek sê van, "Ja, as jy my net verstaan oor wat 'n geweldige druk is ek, man. Rarig, word net groot. Ek was nie lelik nie." Ja, maar ek besef, Roan, hou op om jouself te regverdig. Sonder dat jy dit geweet het, onder al hierdie druk wat jy is, het jy op 'n verkeerde manier 10 teen 1 met haar gepraat. Just be a man and say sorry. En ek het haar gesê, "Hoor, kom ons gaan drink koffie." En ek sê vir haar, "Sorry, ek is rarig, ek is jammer. Ek is jammer as ek op so 'n manier met jou gepraat het. Ek het dit nie eens agterkom nie, maar ons wil altyd onsself regverdig. Want ek is nooit verkeerd nie." Die probleem is daai goed maak seer. Daai vroukie het voor my gesit en huil en ek het besef ek het dit nie so bedoel nie, maar sy het gesit en huil en daai goed maak seer. Ek sien nou die dag sê ek van ek is eintlik so gelukkig om met haar getroud te wees, want vandat ek met haar getroud is, besef ek alles wat ek verkeerd doen. Imagine ek was nie getroud nie en ek nooit geweet wat ek verkeerd doen nie. Ek joke. Maar hoor nou want onthou dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, nê? Onthou nee, ek is baie lief vir daai vrou vir my. As dit nie was vir haar nie. Onthou, dit gaan oor hoe jy dit sê met watter hart dit doen. Ek is dankbaar vir haar. Want as dit nie was vir haar wat my op die regte pad hou nie en wat my sê luister daai en ek het daai nou sommer net as 'n joke sê, maar onthou gewoonlik in 'n huwelik is dit mos nou so wanneer daar rusie is, dan kom die verkeerde goed uit by jou mond. Ja, maar jy's net jou ma. Nou moet ek versigtig wees want my skoonma se sussie is ook hier so ek nou. Nee, ek is baie lief vir my skoonma. So kom mis aan laai kan skiet weer. Ek moet nou ophou. Nee, dis regtig nie ek is baie lief vir my skoonma, maar hoor julle wat ek sê? As dit nie was vir dat Andrushay baie keer in my lewe inspraak nie. Dit gaan oor haar hart is vol van die Here. So sy pomp my heeltyd vol met wat die Here sê. Met die woord. Nie moet luister maar net omdat ons sê dit baie keer vir ons kinders ook. Luister, ek sê nie nou vir jou ek raas nie met jou hier oor omdat dit nou ek nou dink is 'n goeie idee om te raas nie. Nee,
Ek sê hierdie vir jou, maar daar's 'n rede hoekom ek dit vir jou sê. Daar's 'n rede agter hierdie. Daar's 'n groter prentjie. Daar's die Here wat vir ons sê ons moet ons kinders in die vrees en weë van die Here groot maak. So ek dink hierdie is verkeerd, so dis hoekom ek met jou raas. My vrou se hart is amazing en dis hoekom ek so dankbaar is dat die Here ons op mekaar se pad gesit het, dat ons mekaar kan sterk maak. Want wanneer my arms moeg is en ek nie meer kan dit daar hou nie, is my vrou daar om vir my te sê, Roan, I'm here, I've got your back. You will soar like an eagle. En ek is dankbaar dat sy vir my sê, daai is verkeerd, maar die belangrike deel is, ons moet ophou fokus heeltyd op wat mense verkeerd doen. Ek het ene week weer met van my personeel 'n gesprek gehad en gesê, selfde met by die huis. Personeel, huis, maak nie saak watter deel van jou lewe dit is nie. Ons is vinnig om mense te kritiseer en vir hulle te sê jy's sleg en ja, hoe stupid is jy om hierdie nou en hierdie aan te gevang het. In die korporatiewe wêreld is daar, dis wild, julle weet, julle werk daar, partyk, dis 'n heavy pas, jy kan nie bekostig foute nie, en dan voor jy's op daai ouens se keus die heeltyd. Maar ek het net begin besef, as ek meer op hierdie mense se positiewe goed konsentreer, en meer positiewe goed hulle inpomp, en meer positiewe goed vir hulle sê, dan gaan daai goed wat 'n issue is, van selfsprekend begin beter raak. Want nou is dit lekker om, het jy al gesien, kinders, het jy al gesien hoe floreer kinders, as jy hulle met positiewe goed flood. Dis next level, jy kry enigiets met hulle uitgerig. Maar begin op hulle skree en raas en te kere gaan, ek sien daai een spannetjie teen ons gespeel het die naweek, die Kwaggas wat almal nou so verbang was, daai coaches, as daai kinders iets verkeerd doen, julle wil nie weet wat uit daai coaches se monde uitkom nie, dan dink ek, jy kinders is 8 jaar oud, hoe praat jy so met 'n kind? Wel, ek is so trots op hierdie ouens, ons het net as man, ons praat hulle net heeltyd positief, en hulle kan vir my sê wat hulle wil, dit werk. Ons kan nie heeltyd net braak, as ons ons mond oopmaak nie. Want hier is die ding, ons omring onsself met goeie vriende nou, maar nou wil ek jou vra, is jy daai persoon wat mense naby wil wees wanneer hulle in 'n moeilike tyd gaan, wanneer hulle deur tawwe tye gaan, wil hulle naby jou wees? Of is jy die persoon wat in maklike tye niemand wil by jou wees nie? Al gaan dit goed, wil niemand by jou wees nie, want hulle hoor net heeltyd. Of is jy daai ou wat wanneer dinge taaf raak, wat die teer tref, dan wil almal by jou wees, want hulle weet, irrelevant, jy sal hulle nooit judge nie, jy gaan hulle heeltyd net positief praat, jy gaan saam met hulle bid, jy gaan intree saam met hulle by die Here, en dit het my baie keer laat wonder, wie is ek? Wil mense om my wees? Wil mense hê, ek wil met Roan praat, of ek wil met wie ook wil praat, verstaan jy, want dis gevaarlik wanneer 'n ou met iemand praat wat bietjie negatief is, want as jy nie op 'n goeie plek is nie, kan daai persoon jou aftrek, en dan nader aan dan begin jy saam met hom praat, en onthou julle mos nou, ons kinders, daar is mos geen toekoms vir ons land nie, en moenie verbaas wees as jou kind dan nie gaan werk kry nie, want jy praat hierdie goed. Irrelevant van dit, vat jou salfolie, in die nagte, my kinders weet nie eens hoeveel keer ek doen dit in die aande nie, hulle slaap, ek loop raai salfolie en ek salf hulle, en ek bid vir hulle lewensmaats, ek bid vir hulle toekoms, ek bid dat, ek weet dat die Here sal vir hulle voorsien, maar ons braak net, want almal braak, hierdie land dit, en ons baie dit, en ek love hierdie potholes, nou die dag was ek in die Kaap gewees, ek het sommer die potholes gemis, man, ek like het om my bakkie deurlit te ry, my vrou like het niks, maar dit gaan oor 'n perspektief van 'n ding,
Ek sien dit as 'n challenge om te kyk hoeveel kan ek mis, verstaan jy? Off-road ry. Maar nou wil ons braak heeltyd oor die negatiewe goed. Ons regering is dit en dis wat ek love van hierdie kerk. Hoeveel keer bid ons nie vir ons regering en ons bid vir ons dorp, ons bid vir ons mense. Ons spreek lewe. Dis hoekom ons hier is, mense. Ons is nie hier vir ons eie pleasure nie. Ons is hier om disippels van mense te maak. Hoeveel disippels het ons al gemaak? Deur ons woorde? Want ek kan vir jou sê, as ek luister na die gesprek wat ek die naweek gehad het met hierdie ou, het ons daai een verloor, as gevolg van ons woorde. Ek weet vir 'n feit. En is hartseer, want is iemand wat net so seer kry deur mense wat net nie die waarheid kan praat nie. Terwyl ons met die waarheid op ons skoot sit. Is my baie interessant met Job se storie. Ek love Job se storie. Waar het Job se storie begin draai? Blaai gou 'n bietjie na Job 42 toe. Job 42 vanaf vers 7. Toe die Here klaar met Job gepraat het, het hy vir Elifas, wat van Teman afgekom, gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie soos Job die waarheid oor my gepraat nie. Job behoort aan my. Vat 7 jong bulle en 7 ramme en gaan na Job toe. Gaan offer die diere daar by hom. Maar onthou, dit is vir julle en nie vir hom nie. Job sal vir julle bid. Ek sal sy gebed vir julle aanvaar. Ek sal julle nie straf soos ek eintlik moet oor die dom goed wat julle gesê en gedink het nie. Hoor mooi wat sê die Here. Imagine die Here kan hierdie oor my en jou sê. Job het die waarheid oor my gepraat, maar julle nie. Hoe belangrik is dit vir die Here om dat ons die waarheid moet praat van hom? Maar ons is op 'n tendens waar ons sê net wat die mense wil hoor, want net nou maak ons hulle kwaad. Of net nou is ek nie meer gewild nie, of net nou is ek nie meer in nie. Of verstaan jy, dit is ons sê eerder net wat hulle wil hoor. Irrelevant van die feit dat ek die waarheid in my hart het. Hier is die ding, wanneer die dinge verander het. Vers 10. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here sy omstandighede verander. Nadat hy vir hulle gebid het, dit sê vir my dat ons het nodig om daar te wees vir mekaar. In plaas van jy is so kwaad vir hierdie ou, jy is so kwaad vir die vrou want sy het nou weer dit en dit en dit en dit en dit en dit aan my gedoen en dit van my gesê en nou sal ek Facebook toe gaan en ek sal vir haar sleg sê en kyk, dit kan ons, daar is ons baie goed mee. Agter social media weg te kruip, agter daai foon, jy sê net wat jy wil. Jy gooi daai ding, pappa, jy selfs trots op jouself oor wat jy gesê het. Job se vriende het die verkeerde goed vir hom gesê, hulle het vir hom verkeerde inligting gegee, hulle het heeltyd gesê, ja, maar wat het jy verkeerd gedoen? Dis hoekom jy so gestraf word, wat het jy verkeerd gedoen? Hulle het heeltyd gedruk op die verkeerde knoppies. Ten spyte van hierdie, kom Job, en hy sê, Here is reg, ek sal vir hulle bid. En hy het vir hulle gebid, en sy lewe het so verander. Ek hoef nie vir julle te lees, julle weet, hoe het Job se lewe verander na dit, en hoe het die Here hom gebless. En ek leer iets uit hierdie, ek love it, ek is mal oor Job oor, ten spyte van sy vriende, se inligting, ek wil dit nou sommer noem inligting, wat verkeerd was, wat hulle hom mee probeer help het hy nog steeds teruggegaan. Hy was nie Facebook toe nie, en hulle gaan sleg sê nie. Hy het vir hulle gebid, en Job se lewe het verander. Dit is so belangrik om jou met die regte mense te omring. Dit is so belangrik om die regte goed te sê.
Dit is so belangrik om die regte goed te proklameer en dit te glo. Om te sê, ons het in ons huis, elke huis het challenges. By ons is dit 'n ding van, ou Zakman, ons vertrou die Here vir sy gehoor. Die girls wil ek nie ontbloot nie, daar is seker goed wat, dis persoonlike goed waar ons op staan. Ons het 'n ding met Zakaria, as ons verby hom loop, dan sal spreek ons lewe, en sê ons oor, jy sal hoor in Jesus naam. Klaar. Hy moet ook nou 'n implanting en goed kry, maar ons is net op 'n punt waar ek kan nie wag vir die dag waar daai kind sê, ek kan hoor nie. Ons het al soveel keer gesien, dat die Here het al soveel keer vir ons net gewys, just trust me. Spreek lewe. En nog elke keer het God deurgekom. Nog elke keer. Maar dit is taaf party daar. Kom ons wees eerlik, vir wie is dit maklik om in moeilike tye die regte goed te sê? Dit is nie maklik nie. Want partykeer staan ons om my braaivleisvuur en dit frustreer my partykeer so dat ek kan nie verstaan dat ons sit met al die antwoorde. Ons sit met die waarheid. Maar ons het nie die guts om dit te sê langs daai braaivleisvuur nie. Ons het nie. Somtyds is dit moeilik. Somtyds is dit taaf om die regte goed te sê. Partykeer voel dit vir my, ek wil nie eintlik nou die regte ding sê nie. Want ek voel ek het nou die reg om nie die regte ding te sê nie. Maar hoe meer ek met die Here journey, hoe meer besef ek. Ons het 'n groot verantwoordelikheid. Ons gaan eendag verantwoording doen vir elke liewe woord wat by ons mond uitgekom het. En ek wil so graag die regte ding praat. Ek wil baie graag. Net deur, ek hoef nie eers te weet daarvan nie, maar ek wil net hê dat mense moet kan sê dat, is hy, maar hy praat die waarheid. Sy woord is sy eer. Dit wat hy sê, doen hy. Ek wil so graag hê, mense moet die wanpersepsie van ons as Christene, kan ek dit so stel, ons as Sondag Christene, want hulle het 'n persepsie van, Sondag praat jy dit, Maandag sê jy dat. Dis ons verantwoordelikheid om dit te change. Dit is ons verantwoordelikheid om mekaar te omring en mekaar sterk te maak en mekaar te dra, regte vriende, man en vrou. Om mekaar te dra en net positief te praat. Was krag in jou woorde. Moenie dit verkeerd gebruik nie. Dink voor jy praat. En ek praat met myself ook. As ek sê jy, praat ook van ons. Vul jou hart met die Here. En maak seker dat wanneer hier iets uitkom, dit tot eer en verheerliking van die koninkryk sal wees. Om die koninkryk te groei. Om mense te wen vir die Here en nie hulle te verloor nie. Ek het 'n go-to song wanneer dinge vir my partykeer te wild raak en
ek baie keer nie antwoorde het om te sê wat ek moet nie, het ek hierdie song wat ek net in my bakkie aansit en ek luister om full beat, full blast. En ek wil vanaand graag met julle hierdie song share en ek wil vir jou vra, daar waar jy sit, wil nie net vir 'n oomblik jou oë toemaak. En net met die Here gesels en vra, Here, ten spyte van hierdie kanker, ten spyte van hierdie pyn, ten spyte van finansies, ten spyte van maak nie saak wat nie, ek het U nodig om my te help om hierdie ding reg te praat. Want ek weet wat ek weet. Ek het dit al eerstehands ervaar in my lewe, ons as gesin het dit al baie ervaar, dat die woord leer dit vir my, daar's krag in jou tong. Mag ons opnuut so begeerte in ons hart kry, dat ons so smag en so verlang na die Here, dat ek ten koste van wat by hom sal uitkom, en seker sal maak dat my hart is vol van die Here, sodat my mond kan oorloop van sy goedheid. Here, ons het U nodig,
Here, ek kom vanaand, ek is die eerste een wat sê, ek het U nodig. Here, kom stil my honger, my dors. Here, ek het nodig dat die regte woorde op my lippe kom. Here, ek het nodig, ons het nodig om hierdie dorp, hierdie skole van ons, hierdie kinders, Here, ons het so groot verantwoordelikheid. Ons stad, ons land, te verander, Here. Here, maar ek weet as ons kan begin net by ons huis, om positief te praat by ons huis, ons kinders positief te praat, kan hulle vir hulle maatjies positief maak, kan hulle maatjies weer hulle maatjies, hulle ouers, Here, dit kan 'n ripple effek raak, dat ons net kan positief praat, want ek weet, soos ek weet, my kinders sal 'n toekoms hê. Irrelevant hoe negatief mense praat baie keer en sê, ja, maar daar's nie 'n toekoms nie. Here, we preach it. Ons spreek lewe. Ons spreek kanker nou aan in Jesus naam. Jy het geen reg op iemand se liggaam nie. Kanker, jy sal jou knie buig voor die koning van die konings. Want my Bybel leer, my krag van lewe en dood lê in die mag van die tong. En ons spreek lewe oor pasiënte wat kanker het. Ons spreek lewe oor mense wat sit met pyn vanaand hier. Maak nie saak wat se pyn dit is nie. Here, ons kom vanaand net en ons kom spreek lewe. Ek weet nie wat is jou situasie vanaand nie, maar ek pleit by jou. Begin dit aanspreek. Spreek dit aan. Kry chommies om jou, bid saam. Bid, spreek dit aan. Praat lewe. Praat jouself uit daai situasie uit. Want ek weet, God is getrou en regverdig. Hy sit net en wag, laat ons net met hom moet praat en sê, Here, help my. Here, ek het U nodig. Ek het nodig om wanneer emosies met my weghardloop, nog steeds die regte goed te sê, Here. Ek het nodig, al is ek kwaad, nog steeds in daai oomblik wil ek kan lewe spreek. Ek wil kan liefde uitstraal. Ek wil met 'n opregte hart nog steeds kan sê, I love you. Here, want U het my eerste lief gehad. Vader, dankie daarvoor. Dankie dat ek weet in hierdie challenge waarmee ons sit, in hierdie journey wat ons is, Here, is ons nooit een oomblik alleen nie. Dankie dat U altyd daar saam met ons is. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U vir ons voorsien, Here. Here, dankie dat U net 'n amazing God is. Dankie dat ek oor elkeen kan spreek in hierdie week wat voor lê, Here, dat goedheid en guns sal jou volg. Elke liewe dag. As jy jou voete in hierdie week op die grond neersit in die oggend as jy opstaan, sal jy dit in die salwing van die Here neersit. Where you walk, you will change people because they follow in your steps. As hulle net jou voetspore raak trap, sal hulle trap in die salwing van die Here en sy lewe sal verander. Mag mense in hierdie week, wanneer hulle in jou winkel instap, in jou besigheid instap, in jou, maak nie saak waar hulle instap, in jou klaskamer as jy onderwyser is, maak nie saak waar hulle instap nie, mag hulle anders daar uitstap, omdat jou woorde hulle verander het, en omdat die Heilige Gees hulle oortuig van wat is reg en wat is verkeerd. Here, mag ons 'n verskil maak in ons dorp, maar dit begin by ons. Werk met ons, Here. Dankie dat ek weet dat U altyd geleenthede skep, sodat ons oor U kan praat. Ons hoef nie eers te gaan soek vir dit nie. As jou oë uitvee, sy daar, sy daar, sy daar. Here, en mag ons net, may we Jesus well. Here, ons het U lief. Dankie vir 'n wonderlike aand, dat U altyd steeds besig is om met ons te werk en dat U nooit opgee op ons nie.
Daar's niemand soos U nie. En ons kom vanaand en proklameer opnuut dat U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En sonder U is ons niks. Dankie Jesus. Ons het U lief in Jesus kosbare naam. Amen.